Nou ja, ek is so bly, elkeen van julle is hier in die koue, hoor. Jana, jy het goed gedoen, jy het baie goed gedoen. Ons kan nie dat koue ons afsit nie, nee, ons kan nie. Ok, nou ja, ek het vanmôre eintlik 'n vreeslike, vir my is dit natuurlik interessant, ek moet net pas op, jy weet, ek kom agter dat, wat vir my partykeer interessant is, nie vir almal interessant nie. Ok, maar vir my is hierdie eintlik vreeslik interessant, en jy sal sien, ek praat met jou oor die groot onsekerheid, en wat van die daaglikse sondes wat jou beïnvloed. Nou ek wil net gou sien, is daar iemand hier wat nie sonde doen nie? Jana, julle sit klomp sondaars, hè? Is nie iemand sy hand opsteek? Natuurlik, ons maak ons foute nog al die pad, hoor, dit is net so. Alright, maar nou, partykeer dan wat dit gevolg het, die feit dat jy sukkel met jou daaglikse skulde en jy sukkel met jou daaglikse sondes, kan dit baie keer meebring dat jy kry 'n gevoel, hoorie, maar ek maak nie, soos die Engelse sê, ek maak nie die kat nie. Ek kom nie by uit wat ek moet by uitkom nie. Ek maak dit net nie. As ek kyk na ander mense hoe heilig hulle is, dan voel ek eerlikheid, ek is nog ver agter. Wie het al gevoel jy skiet ver te kort? My hand eers op, hoor. Ja, jy voel jy skiet ver te kort en baie keer dan voel dit, maar die Bybel is so streng partykeer. Daar was eendag so 'n komedie gewees. Dit was altyd op Vetkoekpaleis, wat ou Worsie altyd sê, die Bybel is so streng. Het julle dit al gehoor? Nee. en dan kry jy mense dit waar die Bybel so streng is en dan voel jy ek wil opgee. Jare gelede was daar 'n skatryk man gewees en hy lees sy Bybel en hy het die Here gedien en hy kom van op die kwaai vers, daar's baie kwaai verse in die Bybel, hoor. En hy lees hierdie streng kwaai verse en hy sê as dit waar is, dan is daar nie 'n manier wat ek dit kan maak nie. En hy het sy Bybel toegemaak en hy het nie weer die Here gedien nie. Hy het net gesê dis onmoontlik. Alright. Nou daar is 'n paar streng verse wat 'n mens so kan voel en sê, ek gaan nie die hemel maak nie. Hoe gaan ek die hemel maak met hierdie sonde in my lewe? Hoe gaan ek die hemel maak met hierdie goed wat ek aanhou doen? Hoe gaan ek die hemel maak met goed wat ek doen en nie veronderstel is om te doen nie? Hoe gaan ek dit doen? Okay? Nou ja, dit is net so. Maar nou wil ek nou vir jou sê, dat ten spyte daarvan, het ek vir jou dalk 'n antwoord vanmôre. Het ek vir jou antwoord? Ek weet nie of ek vir jou antwoord het nie, maar ek gaan probeer om vir jou antwoord te gee. Ek weet net, Paulus het ook gesukkel. Hy het ook gesukkel, dat hy het gesê, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Jy het daai gelees. En dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Nou, ons gaan vanmôre nou net eers 'n bietjie kyk na die kwaai, net so 2 kwaai Bybelverse. Dit is van daai Bybelverse wat vir jou dalk kan laat besluit, dat jy weet nie of jy dit gaan bykom, en of jy dit nie gaan bykom nie. Is jy reg daarvoor? Nee, hy wil glad nie werk vanmôre nie. Werk jy maar net daar van agteraf. Nou, hier is een van die kwaai verse wat jy kan kry, as hy dan so mooi sê vir jou, in 1 Petrus, nou ek skryf daar wat God verwag, nou as jy kyk na wat God verwag, is dit wat God verwag, of is daar iets anders ook daarbij? Wat verwag die Here dan van jou, as hy in Petrus 1 vers 15 en 16 staan daar so mooi, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Okay? Nou, as ek net na hierdie vers kyk, dan dink ek, is 'n kwaai vers hierdie, hy sê, wees heilig, want hy is heilig. Dan weet ek nie of ek so heilig is soos wat ek moet wees nie. En ek weet nie of ek gaan bykom
by die heiligheid wat ek moet bykom nie. Ek weet nie. Maar dan kyk ek na daai vers en ek sien, maar daar's daarom so 'n bietjie hoop as hy sê, julle lewenswandel heilig word. Met ander woorde, hy praat van 'n proses. Is nie 'n eenmalige builval dat nou gee jou hart vir Here en nou is jy heilig en nie gaan jy nie. Hy praat van 'n proses. Let mooi op wat hy sê. Hy sê ook in julle lewenswandel heilig wees of heilig word. Heilig word, ja, soos wat jy groei. Dit klink daarom al klaar bietjie beter as julle saam met my. OK, klink klaar so bietjie beter, maar nou is hier 'n volgende ene wat net so kwaai is. In Matteus 5. Skou die volgende blaai, daar sê Matteus 5 vers 48 is 'n kwaai vers hierdie. Wat ek ook sê daar verwag God dit. Wat verwag God? Wees julle dan volmaak. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. En nie wil ek my Bybel amper toemaak en sê, ek gaan dit nie maak nie. Is hier iemand hier wat volmaak is? Die Bybel sê dan so, kom nou, wat is er fout met julle? OK. En dan sê jy die oopmaak en dink jy, hoe kan die Here van my verwag om volmaak te wees? Ek gaan nie die kat haal nie, ek gaan dit nie maak nie, hoe gaan ek dit maak? As hy dan sê ek moet volmaak wees, hoe gaan ek daarby uitkom? As ek net kyk na my daaglikse sondes, die sondes waarmee ek so sukkel, en as ek dink ek het my meer gewen, dan môre wip ek my weer. Hallo? Alright? Maar hy is nou nie sulke mense hierso nie. Alright, julle lyk almal so heilig vanmôre. Alright. Maar luister mooi, dis wat hy sê, dan dink ek, ja, nou maar hoe gaan ek daarby uitkom? Ek gaan nooit daarby uitkom. Maar ek het darm ook vir julle 'n bietjie goeie nuus. En dis sulke Bybelverse wat baie keer maak dat jy voel, ja, maar ek kan nie, ek gaan nie die hemel maak nie. Hoe gaan ek die hemel maak as dit van my verwag word? OK, want ons wil daarom almal die hemel maak, hoor. Absoluut wil ons almal die hemel maak. Maar nou het ek iets interessant uitgevind op die volgende bladsy, die woord volmaak. Hierdie woord volmaak in Grieks is teleios. OK? Wat eerder volwasse en volëindig beteken en nie foutloos nie. Dit stel eerder 'n proses voor as net 'n oomblik. Weer 'n keer stel dit 'n proses voor van waar jy foute gaan maak. En dit gaan nie oor, luister mooi, dit gaan dan oor die hart wat God liefhet. Dit gaan oor die verhouding van die hart wat God liefhet. Dit gaan nie oor die foutloosheid wat jy moet handhaaf om perfek te wees nie. OK. Want wanneer dit daaroor gaan, dan gaan dit oor prestasie. Dan kry jy prestasie Christen. Nou voor ons na daai blad gaan, bly eens by volmaak. Luister mooi. As dit gaan oor prestasie. Jy weet ons word ons groot. Jy moet presteer. Jy moet presteer. Jy moet presteer op die skool. Hoe jy moet presteer, daar's 'n prysuitdeling en jy moet presteer. Alright. En so word ons groot met die gedagte van prestasie. Jy moet kan presteer, want jy moet jou prestasie moet, jy moet werk en jy moet presteer. OK? Maar so dan maak 'n mens dit dat jy moet presteer om hemel toe te gaan. Jy moet nou sekere volmaaktheid bereik om hemel toe te gaan. Nou kan ons na die volgende blaai toe gaan. Prestasie druk vir aanvaarding. Nou voor julle nou verder lees. Weet julle hoeveel prestasie is daar buite? Die rugby spanne in die skole. Kyk, elke wedstryd is 'n wêreldbeker. En die ma's en die pa's gaan aan of dit 'n wêreldbeker is wat nou gespeel word. Hallo? Nee, is so. Kyk al langs die veld toe gaan hulle te kere. Alright. Maar
Dan is daar prestasie, druk. Die kind moet presteer. Maar in werklikheid, luister mooi, baie keer wil mense presteer en sit hulle frustrasie, druk op hulle, om aanvaar te word. So jy moet presteer om hemel toe te gaan. Jy moet presteer, jy moet 'n sekere, jy moet, maar weet jy wat, en dan kom hy druk op jou van die volgende, en van die vrees en al die goeders van aanvaarding, dat jy nie aanvaar sal word nie, en dan skep dit 'n valse identiteit, en 'n selfwaarde, want jou identiteit, en jou selfwaarde, fokus jy op jou, hang jy op aan jou prestasie. Nee? Jy kan nie dit doen nie, en dit is wat die meeste mense doen. Hulle hang, hulle maak dit hulle identiteit gaan oor die prestasie en nie oor die verhouding nie. Daar sê ek nou groot ding. En dan skep dit 'n selfwaarde, 'n valse selfwaarde, want jy gaan val en dan gaan jy so teleurgestel wees in jouself, want dit gaan oor prestasie. Dit kan nie daaroor gaan nie, maar dan gaan ons verder aan. Dan sit hierdie druk van die prestasie, dan sit dit op jou ook spanning. Spanning en vrees dat jy uit die span gelaat sal word. Spanning en vrees dat jy dit nie gaan maak nie. Spanning en vrees dat ek haal dit nie. Spanning en vrees dat ek moet meer presteer. Ek moet meer en meer presteer. Sodat ek beter kan inkom. Ek moet inkom, ek moet beter doen. En so gaan dit geestelik ook, ek moet beter doen. En so gaan dit dan ook dat daar 'n geestelike uitputting is. Geestelike uitputting vat jou, want jy kan nie genoeg doen om by te hou nie. Jy hou aan, en jy werk hard, want jy moet presteer, en dit werk nie so nie. En jy moet presteer, en jy gaan, en jy werk, want jy moet dit haal, jy moet die span maak, jy moet hemel maak. Dan bring dit by baie mense geestelike uitputting. Dan is daar ook 'n volgende ding wat prestasie veroorsaak, is dat dit veroorsaak ook skuld en skaamte. Omdat jy so gefokus is daarop, en omdat jou identiteit op jou performance hang, en as jy oor die performance gaan, en jy val, en almal val tog een of ander tyd, en jy val, dan pak hierdie ongekende skuld jou, en jy kruisig jouself. Hoe kon ek, en jy kruisig jouself, en jy val in skaamte in vir jouself. Want jy is gefokus op die performance. Dan gaan ons na die volgende toe. Gebrek aan verhoudingsvreugde. As dit so gaan oor die performance, dan kom daar hierdie gebrek aan, die vreugde waaroor dit eintlik gaan, die vreugde om die Here te dien, die liefde om die Here te dien, die verhouding in die Here. Nee, dit perform, ek moet heilig, ek moet, nee, is julle saam met my? Okay? Luister mooi, en dan lei dit gebrek aan jou verhouding met jou medemens ook, want jy so performance bewus, en jy's ook veroordelend op ander mense, wat nie perform soos wat jy wil hê, hulle moet perform nie, hulle presteer nie soos wat jy wil hê, hulle moet dit doen nie. Dan raak 'n mens veroordelend oor ander mense se performance, en oor jou eie performance, en dan lei dit jou verhouding skade, en dat jy gebrek aan vreugde, wat eintlik gaan dit oor vreugde in verhouding. En dan daar 'n volgende ding, geestelike trots en wanhoop. Wanneer jy val en jy gefokus is op jou performance, dan die geestelike trots is
waar jy jouself 'n beker wil gee. Ja, ek bid daarom 5 keer 'n dag. Ja, ek het dit gemaak. Ja, ek het nou geland. Ja, ek is nou daar. Ja, vandag het ek nie gesondig nie. Ja, vandag is ek oulik. Jy award jouself. Jy gee jouself 'n prys. Maar wanneer jy val, dan val jy in die wanhoop en sê, hoekom is my prestasie so sleg? Hoekom presteer ek nie genoeg nie? OK. So, is julle saam met my oor die druk van die performance? Is julle saam met my? Is julle saam met my? Julle het dit, nee. Stem julle daarmee saam? En ek kan nog baie hier byvoeg, maar om tyd te spaar kan ek ook nou nie alles sê wat ek heeltemal wil sê nie. Maar nou wil ek vir jou sê dat ou Paulus, ek wil herhaal, sukkel ook daarmee. Want hy skryf, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, dit wat ek nie moet doen nie, dit doen ek. Wie het al daarmee gesukkel? Kom steek my die hand op, ek wil bietjie sien, my hand is eerste op, hoor. Dit wat jy moet doen, dit doen jy nie, dit wat jy nie moet doen nie, as jy dit klaar gedoen. Hallo? OK, is so. Maar luister mooi. Hier's 'n waarheid wat ek nou vir julle deurgee. Die volgende bladsy. Die algemene misverstand is dat God verwag perfeksie. OK. Hier en nou is julle stil. Hier is die misverstand. God verwag nie jou perfeksie in jou prestasie of jou performance nie. OK? Dis die grootste misverstand van ons, is die grootste godsdienstige gees, is dat jy moet rituele doen, en jy moet dit, en jy moet dit, en jou mense was al goed daarmee. Baie lang terug. OK? Wie ken 'n tyd van, ou maat, as jou maatjies by die huis kom, en eerste ding wat hulle vir daai maatjie vra, watter kerk is jy? As jy nie met 'n maatjie in ons kerkies, anders onterf ek jou. En behoede as jy 'n vrou vat, as jy in ons kerkie. Nou dis nou gelukkig voor julle almal se tyd. Alright, maar as daar iemand wat so iets kan onthou. Nou sê, dit is mooi. 'n Algemene misverstand is dat God verwag perfeksie. En weet jy wat, die Bybel leer iets anders. God verwag nie perfeksie in die sin van sondeloos of foutloosheid nie. God verwag van jou 'n verhouding. Hallo? Is julle saam met my as ek hierdie sê? Dis 'n verkeerde, is 'n misverstand om te dink jy gaan perfek wees. Jy gaan nooit perfek wees nie. Dan gaan ek na die volgende bladsy. Weet jy wat die Here weet? Hy weet. Hy weet ons is gebroke en feilbaar. Maar weet jy wat die goeie nuus is? Hy werk juis binne in hierdie gebrokenheid. Kom hy deur en hy breek deur en hy maak 'n verandering. Amen. Luister mooi. Hy weet ons is gebroke. Hy weet ons is feilbaar. En hy gaan dit vir jou bewys in die volgende vers, as dit so reg is by julle, in die volgende vers in Psalm 103, vers 13 en 14, staan daar, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in ek raak so opgewonde ek net nie skree nie. Hy hou in gedagte dat ons van stof is, man. Hy weet van jou swakheid. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet daai stofgedeelte van jou
dat jy nog maar van vlees en been is en nog nie van ewigheid is nie. Hy weet dit, hy weet jy gaan nog foute maak. Hy's altyd bewus daarvan. Hy sê hy hou in gedagte dat ons stof is. En dan wil ek ook 'n ding bysit hier. As hy sê soos 'n vader om ontferm oor sy kinders. As jou kind nie presteer nie, skryf jy hom af. Nee, jy doen nie, want dan is jy 'n slegte pa. Of 'n slegte ma. Jy aanvaar nie jou kind omdat hy presteer nie. Jy aanvaar hom nie oor sy performance nie. Jy aanvaar hom want jy's lief vir hom as jou bloed. En jy's lief vir jou kind, jy's lief vir jou kind, is jou kind, jy's lief vir jou kind. Jy kan nie help jy's lief vir jou kind, al val jou kind in die gutters van hierdie lewe. Jy bly lief vir jou kinders, is dit waar wat ek sê? As dit waar is, kan ons net vir die Here lof gee oor dit. Praat ek die waarheid? Natuurlik praat ek die waarheid. Luister mooi, en nou sê hy soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm hom die Here oor die wat hom dien. Net so aanvaar die Here jou nie oor hoe oulik jy is nie, oor wat jou performance is nie, jou prestasie nie. Nee, hy aanvaar jou. Ons gaan nou kyk, hoekom aanvaar die Here jou? Luister mooi. Romeine 3 vers 23 tot 24. Almal ken hierdie vers. Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word, daai selfde mense met daai feilbaarheid, met daai gebrokenheid, hulle word uit genade vrygespreek deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Geef vir die Here 'n lekker klap man. Daai is 'n lekker vers. Absoluut, dis 'n great vers. Alright. Ons is sy kinders as jy hom aangeneem het deur Jesus Christus. Jesus Christus is jou performance as jy dit so wil stel. Okay? Jy hoef nie te perform omdat jy bang is dat jy uitgelaat sal word, of jy bang is jy gaan die hemel maak nie, of jy bang is jy word uitgelaat nie. As jy bang is die Here stoot jou een kant toe nie. Nee, luister mooi. Dis deur Jesus Christus. Dis soos dat jy vader is van jou kind. Soos deur Jesus Christus is jy die kind van die Vader. En sal hy jou nie afskryf nie, al skryf jy hom af. Hallo? Kan ek dit sê? Luister, die volgende blad is, ons kyk daarna, ons sal altyd tekort skiet. Is jy saam met my? Ek wil vir jou sê die dag, hoor hierdie waarheid wat ek vir jou sê, voor ek verder lees. Die dag wanneer jy voel, ek skiet nie meer tekort nie, dan het geestelike hoogmoed lankal by jou ingeval. Dan is jy by geestelike hoogmoedigheid. Jy moet voel, ek gaan nie skort, jy moet voel, ek skiet tekort, ja, ons almal, luister daar, ons sal altyd tekort skiet. Want dit is juist waarvoor Jesus gekom het. As jy dan volmaak was, dan Jesus nie nodig gehad om te kom vir jou nie. Hallo? Dan het hy nie nodig gehad om dood vermoor te word vir jou in 'n kruis nie, want jy's dan volmaak. Dan het God nie nodig gehad om sy seun te stuur nie. Maar juis is dit die rede hoekom hy gekom het. God verwag nie perfeksie in prestasie nie, maar vertroue in sy genade en 'n hart wat na hom toe draai. Selfs na hy geval het, selfs na hy gefouteer het, soos 'n kind na sy pa toe kom, draai hy nog steeds. Hy draai nog steeds na die Vader toe.
God verwag nie foutloosheid nie, maar hy verwag oorgawe. En jy kan daar bysit, oorgawe is niks anders as verhouding nie. Hallo? Is julle saam met my? God verwag 'n oorgawe. Alright, nie foutloosheid nie. Nie prestasie, hoe oulik jy presteer nie. Dan gaan ons na die volgende blad toe. Ons aanvaarding is deur Christus, nie deur prestasie nie, maar deur Christus. Nie deur jou performance nie, deur Christus. Ons het dit gelees, dis jou aanvaardingspunt by die Here. Dis jou aanvaardingspunt by God, wanneer jou hart gee vir die Here, wanneer jy oopmaak vir die Here, vir wat hy reeds vir jou gedoen het. Luister mooi, Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê so mooi. Hy sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, luister mooi, en dit nie uit julle self nie. Jy kan jouself nie perform om gered te wees nie. Come on! Nie uit julle self nie. Ons het hierdie vers so rukkie teruggelees. Dit is die gawe van God, as jy dit like of nie, ek sê altyd, dis wat hy vir jou doen, of jy dit vat is 'n ander saak. Nie, dan gaan hy verder en sê, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. As jy dit nou hemel moet maak, omdat jy so oulik is, wie kry die eer? Jyself. As jy so oulik is, met jou heiligheid, as jy so oulik is, om op dit staat te maak, wie kry die eer? As jy so oulik is om dit te maak, uit jou goedheid uit jou werke uit. Dis nie hoekom jy goedheid en goeie werke doen, is om die hemel te maak nie. Alright, dis 'n verkeerde persepsie. Is jy iemand wat iets leer? Kan ek jou aansien? Iemand wat iets vat vanmôre. Luister mooi, nie uit julle self nie. Nie, is 'n gawe van God. Hy seën jou, hy red jou. Jy moet dit vat. Okay? Maar is nie uit jouself uit nie. Jy kan jouself nie perform om aanvaar te word deur God nie. Jesus se bloed aanvaar jou vir God. Amen. Dan gaan ons na die volgende toe en ek wil amper klaar maak, nie meer lank nie. Ek sê hier so, maak 'n baie interessante stelling hier. Ons leef nie heilig om God se liefde en aanvaarding te kry nie, maar omdat ons dit reeds het. Ek wil dit weer lees. Ons leef nie heilig om God se liefde en ervaring te kry nie, maar omdat ons dit reeds het. Ons het reeds sy liefde en sy aanvaarding. Dis hoekom ons heilig lewe. Hoe klink daai vir julle? Ek dink daai verdien 'n hande klap. Ha? Jene. Daai verdien lof hoor. Okay. Dan het ek nog so 'n stellingkie of twee en as ek amper klaar. Voor ons na die nagmaal toe gaan. Dan kyk ons na die volgende bladsy. Ek sê hier's baie interessant. Wees sag op jouself, maar hard op die sonde. Hallo? Dat hierdie stelling bietjie insak. Wees sag op jouself, maar hard op die sonde. Sag op jouself in die manier dat dit nie gaan oor jou performance nie, jou prestasie nie. Dit moet nie daaroor gaan nie. Maar dat jy ernstig met sonde moet wees. Want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, sê die Bybel. Jy het daai gelees. Alright. En dan sê ek die volgende stelling. Leef heilig omdat jy aanvaar is. Nie omdat jy nie om aanvaar te word nie. Hoor jy die verskil? Leef heilig omdat jy aanvaar is en nie om aanvaar te word nie. Sien jy die fokus? Sien jy die fokus? Ek sien hoe julle hard dink. Alright.
Nou luister mooi. Dan, heel laaste, 'n Bybelvers wat mind-blowing is. Ek sê altyd, jy wil stry, maar nie met my stry nie. Stry met my, maar moenie die Bybel stry nie. Daar is 'n spelfout, toe maar, dis okay. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Nee! Wow! Dit staan in die Bybel hoor. Hallo? Hallo? Ek voel ek het nou 'n paar vere geskit. Ek voel dit nou 'n paar vere wat geskit is. Luister mooi. Daar is dan nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Want Jesus is klaar vir jou geoordeel. Hoekom wil jy jouself oordeel? Sê dit jy kan nou maar maak wat jy wil. Nee, want weet jy wat? As jy in 'n verhouding is, of dit in 'n huwelik is, of dit in jou kinders is, of dit waar ook al waar jy 'n verhouding het, respekteer jy die verhouding en jy doen wat goed is vir die verhouding, omdat jy lief is vir die verhouding. Dis waaroor dit gaan. Oor die verhouding. En uit die verhouding kom daar dalk 'n performance. Omdat dit uit die verhouding is. Omdat jy dit wil doen uit liefde van jou hart uit. Wees jy heilig. Maar jy doen dit nie om hemel toe te gaan nie. Jo. Wat praat ek? Hier staan dit. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Gaan lees dit. En ek dink, dis net in Romeine 7, ek praat nie onder korreksie, wat Paulus juist daar skryf, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie moet doen, dit doen ek. En dan sê hy vers 8, nou, hoofstuk 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Dat jy in jou verhouding daar sekere verantwoordelikhede is, dit is so. Enige verhouding het verantwoordelikhede. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou kind, jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou vrou. Natuurlik het jy verantwoordelikhede. En as jy nie die verantwoordelikhede nakom nie, gaan jy jouself dalk self uit die verhouding uithaal. Verstaan? Maar ek sê vir jou, terwyl jy nog 'n gevoel in jou hart het, want Here, ek probeer, maar ek skiet so ver te kort. Dan is jy nog op 'n pad en in die proses en in die verhouding wat sê, Here, ek het U lief. Dan is jy op die pad wat jy nog wil, maar as jy op 'n plek kom, waar die sonde jou so oorvat, dat jy nie meer wil nie, jy wil nie meer kerk, jy wil nie meer die Here dien nie, dan is jy op die gevaarlikste plek. Dan mag jy hierdie belofte verloor. Maar terwyl jy in Christus is, terwyl jy wil, terwyl die poging daar is, terwyl jy lief is vir die Here, terwyl die verhouding in die brand is, sê hy, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Nou daar's 'n ander ding rondom die oordeelsdag. En is nou nie eintlik deel van my preek nie. Nou wat van daai dag? Net so kortom. Ons gaan nie in daai dag geoordeel word nie. Ons gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, sê die Bybel. Maar dis iets heeltemal anderste. Dis nie 'n oordeel verskyn nie. Dis iets anderste. Wat ek nie nou oor gaan praat nie, want dis 'n ander preek. As julle dalk eendag wil hoor selfs daaroor preek. Maar vir nou sê hierdie belofte, sê vir my so mooi, daar is dan nou geen veroordeling vir die
wat in Christus Jesus is nie. En ek dink dit verdien 'n groot handeklap vir die Here. Absoluut. 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 Kom staan saam met my. Ons gaan dan oorgaan in die nagmaal. En julle sal sien, ons het tafeltjies oral uitgesit. Daar agter is, by elke tafel is daar 2 bedieninge. Hiervoor is enkels, maar dit is meer as genoeg. Want ons sê dat jy moet uitkom as iemand nie kan beweeg nie of nie kan uitkom nie, sal ons dit na jou toe bring as ons moet. Jy moet net jou hand opsteek, dan sal ons vir jou help. Maar die nagmaal is belangrik. Wil ek sê vanmôre wil ek hierdie broodjie neem. En ek wil sê dankie Here dat dit gaan nie oor my performance nie, want dan het ek dit nie gemaak nie. Hallo! Dankie Here dat U gebreek is vir my gebrokenheid. Dankie vir die bloed wat vir my feilbaarheid, die bloed wat vir my swakheid, vir my feilbaarheid, my elke dag sonde wat ek elke dag bely voor die Here, vir my betaal. Dankie dat ek in die verhouding kan wees. En dankie dat U my nie afskryf nie. Wow, kom ons bid net saam. Vader, ek bid nou in die naam van die Here Jesus Christus. Here, ek het moed vanmôre. Ek het moed. Dankie Here dat U my nie weggooi, omdat ek partykeer so swak is nie. Dankie Here dat U my nie eenkant toe stoot, maar uit die span uithaal omdat ek nie kwalifiseer nie. Dankie Here dat U genade my red. Dankie Here dat U my seën vanmôre. So bid ek hierdie gebed vir elke een wat hier staan. En as daai broodjie sal vat en weet, hy het klaar vir ons presteer. Hy het klaar vir ons geperform. Gaan nie oor prestasie nie. Hy het dit klaar gedoen vir ons. Maar dan bid ek in die naam van Jesus, dat wat ons daai broodjie neem, dat elkeen ook sal sê, Here, hier's my lewe, hier's my oorgawe, ek gee oor, ek gee die stuurwiel vir U, ek gee oor, Here, ek gee oor in verhouding, in liefde, want groter liefde is daar nie vir my nie. Seën nou elkeen, in Jesus se kosbare naam. Amen, amen. Amen. Baie, baie dankie. Ek vra dat julle so sal begin uitbeweeg. Beweeg so stadigheid, sit die musiek maar bietjie harder. Gooi hom maar lekker daar agter. Wat jou broodjie? Wat jou broodjie? Julle kan maar nog iets lank lig agter. Daar sê. Wat jou broodjie? Eet jou broodjie. Vat jou wyn. Sy bloed, drink dit. Drink dit. Wie wat sê hierdie tafel vir jou? Maak nie saak hoe sleg jy oor jouself voel nie. Jy het 'n kans. Maak nie saak hoe sleg jy oor jou voel nie. Die Here gee vir jou 'n kans. Hou op om te dink jy's nie goed genoeg nie. Geen net oor vir die Here, hy doen die res. Dankie Jesus. En Here lei my om vanmôre vir iemand te sê, dis nie die Here wat jou weggooi nie.
Dis jy wat jouself weggooi. Dis nie die Here wat jou diskwalifiseer nie. Dis jy wat jouself diskwalifiseer. Dis nie die Here wat jou skuldig laat voel nie. Dis jy wat dit doen. Die Here sê ek gooi jou nie weg nie. As ek jou moes weggegooi het, oor jy nie genoeg prestasie het nie, dan moes ek jou al lankal weggegooi het. Maar hierso sit jy vanmôre, omdat die Here jou nog nie weggegooi het nie, en hy sal jou ook nooit weggooi nie. Want jy is dan sy kind. Wow. Ek voel is iemand wat dit moet vat vanmôre. Ek voel is iemand wat jouself moet vergewe. Ek voel is iemand wat homself moet vergewe en sê, Here, ek vergewe myself. Ek vergewe myself. Vat dit in die naam van Jesus Christus. Die Here het jou klaar vergewe. Vergewe net jouself. En leef heilig. Nie om hemel toe te gaan nie, maar vir wat hy reeds vir jou gedoen het. Staan saam met my. Ek wil ons met hierdie lied sing. Ek het hom spesiaal gekies. Want hierdie volgende lied wat gaan opkom, sien jy met jou kans, hy gaan opkom. Hierdie volgende lied bring so lof aan die Here. En ek wil nou hierdie boodskap, ek weet nie of jou iets beteken, maar as ek hierdie boodskap voorberei, ek raak so excited oor my eie boodskappe. Nie omdat dit myne is nie, maar ek raak so excited, want ek wil so graag hê, iemand moet iets leer, en iemand moet iets huis toe vat, en iemand moet iets vat van, wow, dis waar my fokus moet wees, en ek wil so graag hê. En nou, na hierdie boodskap, ek het veel goeie saad gegee vanmôre, hoor. En nou met daai goeie saad, moet jy vanmôre vir die Here lof bring. En hierdie lied bring so mooi lof aan die Here. En ek wil sê, as jy die lied ken, sluit jou oë, maar kom ons sing hom saam. Yes, dankie Jesus.
Amen, 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 amen. Praise die Here. Holy, 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 holy. Halleluja. Het jy iets gevat vanmôre? Het jy dit gevat, het jy iets geleef vanmôre? Kom ons gee die Here daarom 'n lekker lof, man. Ja! Weet jy, die Here lof te gee om die duiwel 'n skop te gee. Het geweet? Het geweet? Ja, sy prys die Here. Vader, ons bid nou in die naam van Jesus vir elke een, dat U sal seën, Here. Ons bid in die naam van Jesus vir elke een, dat U sal lei, Here. Ons bid vir elke een dat ons sal vry uitstap in die wete dat die Here is nie besig om ons te veroordeel nie. Hy is besig om ons lief te hê. Bid dit in die naam van die Here Jesus Christus. En hoe anders kan 'n mens om nie te wil U behaag nie. Want U het so groot liefde vir ons gegee. Seën nou elkeen in Jesus se kosbare naam en dat elkeen 'n wonderlike week sal hê. Ons sê dankie daarvoor. Ons loof U in die kosbare naam van Jesus. Amen, amen.